Welkom by Klipwerfdam Vakansieoord, 'n klein vakansieoord in die noorde van Limpopo. Die vakansiedorp is ontwerp op grond van die beginsels van werklike stadsbeplanning. Werklike stadsbeplanning van 'n vakansiedorp behels die doeltreffende uitleg van paaie, geboue, parkeerareas en ontspanningsruimtes om die beskikbare ruimte optimaal te benut. Daar moet maklike vloei van verkeer en veilige voetgangersroetes wees en voldoende toegang tot dienste soos winkels, verblyf en ontspanning. Goeie stadsbeplanning verseker dat die vakansiedorp aantreklik, veilig, funksioneel en omgewingsvriendelik is. Wiskundige beginsels speel 'n belangrike rol in stadsbeplanning. Byvoorbeeld, om verkeersvloei en kapasiteit uit te werk, asook die optimalisering van roetes, word daar wiskundige modelle gebruik om die kortste of vinnigste roete uit te werk. Dieselfde by wagtyd en ingange. Daar word gebruik gemaak van die rye-teorie om wagtye by die ingang of ontvangs te verminder. Oppervlak en indeling, daar word meetkunde gebruik om geboue, paaie en geriewe doeltreffend te plaas. Wiskundige beginsels word ook gebruik om beskikbare ruimte tot die maksimum te gebruik. Groen areas en geriewe, dit gebruik breuke en persentasies om die ruimte te verdeel. Die proses wat gevolg word is nommer 1, om data te versamel, nommer 2, om dit te analiseer, nommer 3, om dit te optimaliseer, nommer 4, om te ontwerp, nommer 5, om dit te evalueer, en op die ou end is ons doel om 'n veilige, funksionele en winsgewende vakansiedorp met gemaklike verkeer en optimale gebruik van ruimte te verseker. Ek het begin by GeoGebra om die rooster uitleg by die settings te gaan aanskakel, sodat ek my lyne en vorms beter kan trek. Daarna het ek lyne en segmente gebruik om die eerste vertikale lyne van die strate in te sit. Nadat ek die lyne en segmente ingesit het vir die eerste deel van die vertikale strate, het ek die ewewydige of parallelle lyne gebruik om die hele straat klaar te maak. Nadat al die vertikale lyne vir die paaie ingesit is, het ek gebruik gemaak van loodtrekkers Daarna het ek poligone ingesit, hier spesifiek vierkante en reghoeke, om die geboue en ander areas aan te dui. Daarna het ek die funksie op GeoGebra gebruik om die oppervlak van al die geboue en ontspanningsareas en dam ensovoorts te meet. Die grootste oppervlak is die area van 30,16, wat aandui dat 'n groot gedeelte van die vakansieoord vir ontspanning of aktiwiteite gebruik word. Die waterpark beslaan omtrent 28 vierkante meter, wat wys dat wateraktiwiteite 'n belangrike funksie van die vakansieoord is. Die speelpark van 16 en die skool van 14 vierkante meter gebruik ook relatief groot oppervlaktes. Die restaurant van omtrent 8 vierkante meter gebruik minder ruimte, aangesien dit hoofsaaklik 'n ondersteunende diens vir besoekers is. Daarna het ek 'n opname gemaak van die totale oppervlak van oop spasies en ontspanningsgeriewe
Die totale oppervlakte van die geboue en die totale oppervlakte van die dorp wat 7875 vierkante meter is. Nu kan ek sien dat die oppervlak hoofsaaklik geoptimaliseer is vir ontspanning en toerisme. Groter gebiede word aan die waterpark, ontspanningsareas en speelpark toegedien, terwyl kleiner gebiede vir ondersteunende dienste soos die restaurant en kleiner geboue gebruik word. Dit maak die uitleg geskik vir 'n vakansieoord waar ontspanning, verblyf en vermaak die belangrikste funksies is. Ons kyk na Bella Bella, 'n bekende vakansiedorp in Limpopo en 'n goeie voorbeeld van hoe stadsbeplanning gebruik kan word om verkeersvloei en die gebruik van ruimte te bestuur. Die dorp is veral bekend vir sy warmwaterbronne en vakansieoorde. Die hoofpaaie verbind die vakansieoorde, winkels en ander toeriste aantreklikhede, terwyl kleiner paaie toegang tot woongebiede en verblyf bied. Verkeersvloei in Klipwerfdam vakansieoord was aanvanklik nie baie goed nie, maar is verbeter deur duidelike hoofstrate aan te dui en parkeerareas so te plaas dat besoekers maklik tussen die verskillende gebiede kan beweeg. Die ingang en uitgang na die dorp is ook verander na eenrigtingstrate toe en is duidelik gemerk. Aangesien baie voertuie nou na die winkelsentrum sal beweeg, is daar ook 'n verkeerssirkel geplaas. Die gebied tussen die hotel, restaurant en konferensiesentrum kan ook baie besig raak. Daarom is daar ook 'n verkeerssirkel geplaas. Parkeerareas voorkom dat voertuie in die strate parkeer. As ons kyk na die kruising naby die waterpark en dam, die besoekers sal waarskynlik gereeld tussen die waterpark, dam en ander ontspanningsareas beweeg. Daarom kan spoedhobbels en voetgangeroorgange gebruik word om veiligheid te verbeter. 'n Duidelike voetpad kan voertuie en voetgangers van mekaar skei. Kom besoek ons gerus in Desember, dan kan jy lekker visvang, swem, braai en ontspan. Skep onvergeetlike herinneringe en spandeer waardevolle gesinstyd.